Abraham avonture, Genesis 12 vers 1 tot 9. Die avontuur begin. Jare gelede is daar 'n Abraham verdrag gesluit tussen die Emirate en Israel. Ek lees hierdie week dat Trump wil hê dat die ander Arabiese lande ook die Abraham verdrag moet sluit met Israel. Een ding wat mens wel opval is die woord Abraham. Wie was hy en hoekom was hy so belangrik? Die Abraham-verdrag het uitgeloop op 'n gebou in Abu Dhabi waar die 3 groot gelowe elkeen sy unieke merk gemaak het, al is dit maar net 'n toeriste-attraksie. Ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie merkwaardige man in die Bybel. Abraham se storie word vertel vanaf Genesis 12 tot 25. Mens kan hom seker een van die grootste manne in die Bybel noem, naas Jesus Christus. Sommer 'n baie belangrike persoon in die geskiedenis. We're walking through the book of Genesis, which is made up of these 2 main parts. And the first part begins in the garden, where we watch humanity spiral downward in self-destruction, and it ends in the Tower of Babel, where a rebellious humanity is scattered by God. Then the second part of Genesis zooms in and focuses on just one family. And right in the middle is this story that links the 2 parts of Genesis together and helps us understand what the whole book is all about. So how do we get from the Tower of Babel to the story here in the middle? Well, after the scattering at Babel, there's this genealogy, and it follows one of the tribes all the way down to this one guy named Abram. You probably know him as Abraham. And God starts making all these promises to Abraham, like he's going to bless him and give him a ton of kids. And he says that through him and his family, all the nations of the earth are now going to find God's blessing. So basically, God is trying to restore humanity back to the goodness of the garden and to his original intentions for the world. So it's like his rescue plan for humanity. And that's why the whole second half of Genesis is about this one family. And so you have Abraham, and then he has his son Isaac, who has Jacob, and then Jacob has 12 sons. And each generation, God renews his promise to bless them and all nations through them. So because of this promise to use this family to rescue the world, it's pretty easy to read these stories as examples of how to be a good person. But actually, for the most part, this family is totally dysfunctional. So for example, let's go back to Abraham. This whole story is about God giving him and his wife Sarah a family, but 2 different times. He basically gives Sarah away to other men by denying that she's even his wife. And then Sarah gets impatient about having a son, and so she makes Abraham sleep with her servant girl, which then causes all of these other problems in the family. So they get really old, and you begin to think that there's no way they're going to have a kid of their own. But Abraham word vereer deur die volgelinge van 3 wêreldgodsdienste, die Christendom, Judaïsme en Islam. Hy word gesien as die stigter van die volk van Israel. Sy naam kom voor 308 keer in die Ou en Nuwe Testament. Hy word veral onthou as 'n man van geloof. Hy was 'n man wat die wêreldgeskiedenis deeglik sou beïnvloed, selfs al het hy duisende jare gelede gelewe. Abraham word gesien as die mees belangrikste persoon in die Ou Testament, terwyl Jesus weer gesien word as die mees belangrikste persoon in die Nuwe Testament. Jy kan seker nog onthou hoe die Nuwe Testament begin het, met die eerste vers van Matteus hoofstuk 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Toe Matteus wou uitwys hoe belangrik Jesus was, het hy hom gekonnekteer aan die grootste koning, koning Dawid, en ook die stigter van Israel, Abraham. Ons almal hou van stories, en die Gees van God gebruik dan ook stories om ons harte mee aan te raak. Die Bybel is vol van stories van manne en vroue wie se lewens gekenmerk was deur drama en passie en opwinding. So hoekom Abraham? Abraham is gesien as 'n man van geloof. Toe die skrywer van die boek Hebreërs wou verduidelik hoe 'n lewe van geloof lyk, het hy meer spasie gegee aan Abraham as aan enigiemand anders. Selfs Jesus het van Abraham se geloof gepraat, en so ook Paulus. Oor en oor herhaal in die Nuwe Testament die frase Abraham het in God geglo. En dis wat geloof is. Dis om in God te glo en dan te reageer op daardie geloof. Terwyl ons vir die volgende paar weke gaan kyk na Abraham se lewe, mag jy ook uitgedaag word om God op sy woord te neem, om te glo
en dan om te reageer op daardie geloof. Iewers in Amerika is daar die bekende Mount Rushmore, waar 4 ouens se koppe in graniet uitgebeeld word tussen die kraanse. As jy ooit 'n Mount Rushmore van geloof wou skep, sou jy met Abraham begin het. Ons almal wil graag meer geloof hê. En watter beter manier is daar dan nie as om iemand se lewende geloof in die Bybel te bestudeer nie. As ons Abraham se lewe wil verstaan, moet ons terugstap in die geskiedenis vir meer as 40 eeue, na 'n plek wat genoem is Ur van die Galdeërs. Dit was 'n groot stad op die walle van die Efraatrivier. Iemand het die stad probeer voorstel van hoe dit destyds gelyk het in die tyd van Abraham. Dit was 'n groot plek, op daardie stadium beheer deur die Sumeriërs. Deur die eeue het wat eens 'n magtige stad was, verval, totdat daar net 'n vae ziggurat oorgebly het, so 'n toring wat bo die vloedvlakte uittroon. Daardie rivier bestaan vandag nog steeds. Dit vloei deur Irak en mond uit in die Persiese Golf, nie ver van Kuwait af nie. En dit begin in die Ararat gebergtes van Turkye en vloei dan deur Sirië en Irak. Oor die jare was daar baie geskille oor water, want die mense aan die onderkant van die rivier voel dat hulle aan die bokant te veel water vat. Droogte het die norm geword in lande soos Irak wat heeltemal minder water ontvang het as voorheen. Turkye het 5 damme gebou om die water in te span, tot frustrasie van die ander lande wat net die oorskiet kry. Die Atatürk-dam is die bekendste een. Verskeie dorpies langs die Efraatrivier het onder die water verdwyn as gevolg van damme wat gebou is. Een van die hedendaagse moderne probleme is besoedeling, sodat selfs die visse nie kan oorleef in die rivier nie. Geskiedskrywers vertel vir ons dat Ur een van die mees belangrikste stede van die ou antieke wêreld was. In Abraham se tyd het daar dalk 250.000 mense daar gewoon. Daar was 'n antieke universiteit en 'n groot biblioteek. Ur was die sentrum van die wiskundiges, diegene wat astronomie bestudeer het, en ook internasionale handel. Dit was destyds omtrent soos Dubai of New York of Londen of Singapore. Dit was ook die sentrum van afgodsaanbidding. Argeoloë het opgrawings daar gedoen en tot die slotsom gekom dat die mense van Ur die maangod Nanna aanbid het. Mens wonder of dit wat ons vandag sien in die Midde-Ooste 'n uitvloeisel was van daardie afgodsaanbidding wat sy oorsprong hier gehad het. Ons weet vanuit ander plekke in die Ou Testament dat Abraham se familie afgode aanbid het, wat kan beteken dat hy self ook afgode aanbid het. In Josua 24 staan daar: "Toe sê Josua vir julle volk, so sê die Here, die God van Israel, lang gelede het julle voorvaders, onder hulle was Terah, die vader van Abraham en Nahor, ander kan die Efraat gewoon, en hulle het ander gode gedien." Abraham, sy pa, was niks meer as verlore afgodsaanbidders toe God hom kom roep het nie. Hy het geen morele kwaliteite gehad het om na God toe aangetrek het nie. Hy was maar nes die meerderheid van die wêreld op daardie tyd. Hy het geleef sonder enige kennis van die ware God en was verstrik in ongeloof. En wat nog meer interessant is dat daar wel nasate van Sem was wat dalk gelowige nasate van Noag kon wees en in Kanaan gebly het. Hulle het versprei vanaf die ooste van Turkye toe die ark daar tot ruste gekom het na die sondvloed. God kon baie maklik een van hulle gekies het om sy avontuur mee te begin. Maar hy kies vir Abraham, 'n heiden wat tussen heidene gewoon het. Dit behoort vir ons almal 'n sig van verligting te gee. As jy jou agtergrond sou vergelyk met Abraham se, sou jy agterkom dat jy niks meer was as maar net 'n vuil sondaar nie, geneig om kwaad te doen van kleins af. As Abraham een of ander koninklike herkoms gehad het, sou ons dadelik die druk gevoel het om daarom beter te moet vertoon in God se oë. Ons sou wonder, hoe goed moet ek wees voordat God my sou kies? Maar God sluit enige kwalifikasies en waardigheid uit toe hy Abraham kies. Hy was maar net 'n afgodsaanbidder, 'n nasaad van Sem, wat uiteindelik uitgedraai het as die vader van gelowiges. Kyk ook wanneer God vir Abraham gekies het. Nog voor hy een tree gegee het in die rigting van Kanaan. Nog voor hy een gebed aan die ware God gerig het. As ek my agtergrond sou vergelyk met Abraham se, weet ek dat my redding niks te doen het met waar ek gebore was of wie my voorsate was nie. Maar dit maak nie vir God saak nie.
God se keuse van Abraham wys dat God 'n redder van sondaars is, dat sy liefde 'n present is van sy groot genade. God het my al gekies nog voor ek een goeie of slegte ding aangevang het, nog lank voor ek selfs gebore is. Dit maak dat ek nie kan spog oor my aandeel in die saak nie. Efesiërs 1 staan daar, so het hy, nog voordat hy die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Ons is deur hom uitgekies. Wat anders weet ons van Abraham, so sy storie begin. Hy was omtrent 75 jaar oud, toe ons hom teekom. In daardie jare was dit seker al laat, middeljare. Hy was 'n vooruitstrewende besigheidsman wat bekend was aan baie mense. Hy was getroud met Sara, maar hulle het nie kinders gehad nie. Sover ons weet was Abraham nie op die uitkyk na God nie, maar God was op die uitkyk na Abraham. Abraham se lewe het verander toe God hom gevind het en met hom gepraat het. Ons lees in Genesis 11 nog so 'n stukkie familiegeskiedenis raak, wat vir ons die konteks kan verduidelik. Hier volg die familiegeskiedenis van Terah. Terah het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran. En Haran het die vader geword van Lot. Haran het in Ur van die Galdeërs sy geboorteland gesterf, toe sy vader Terah nog geleef het. Abraham het getrou en Nahor ook, en Abraham se vrou se naam was Sara en die van Nahor se vrou was Milka, 'n dogter van Haran wat nie net die vader van Milka was nie, maar ook van Jeska. Sara was onvrugbaar, sy het nie kinders gehad nie. Terah het sy seun Abraham geneem en ook sy kleinseun Lot, seun van Haran, en sy skoondogter Sara, die vrou van sy seun Abraham, en saam met hulle uit Ur van die Galdeërs weggetrek, om na Kanaan toe te gaan. Maar hulle het net tot by Haran getrek en in die stad gaan woon. Terah was 205 jaar oud, toe hy in Haran gesterf het. As ons op 'n kaart so kyk waar dit is, lyk dit of hulle al langs die vrugbare Efraatrivier opgetrek het, tot in die suide van Turkye, waar daar tot vandag toe nog 'n stad met die naam van Haran is. Die moderne stad Haran lyk waarskynlik baie anders as in Abraham se tyd. Vandag is daar selfs 'n universiteit. Daar is wel toeristesentrums waar jy so 'n kykie kan kry van hoe die stad moontlik destyds kon gelyk het. Het klink of Terah planne gehad het om na Kanaan te gaan, maar hy het net tot by Haran gekom. Kanaan lê nog ver suid van Haran. Terah het in Haran gaan woon. En dis onduidelik of die stad vernoem is na een van Terah se seuns Haran, wat destyds in Ur oorlede is, en of die dorp toevallig dieselfde naam gehad het. As ons nou 'n bietjie tegnies raak en na die spelling kyk, dan lyk die twee amper dieselfde. Maar een word Haran uitgespreek, wat 'n droogplek op die handelsroete beteken. Haran, die broer van Abraham wat in Ur gesterf het, se naam beteken bergagtig. Die kort en die lang van hierdie gedeelte is dat Terah en sy seuns reeds Ur verlaat het en ver daarvandaan in die boelope van die Efraatrivier by Haran gaan woon het, nog voor God homself aan Abraham bekend gemaak het. Let bietjie op oor die manier waarop God vir Abraham geroep het. Daar was geen dreigemente nie, daar was geen uitdagings nie. Hy het nie gesê, as jy nie gaan nie, dan sal ek jou terugkry nie, of ek daag jou uit om te gaan na die beloofde land nie. Daar was geen emosionele dramas of hoë druk taktieke of manipulasie nie. Al wat jy sien is belofte op belofte. Ons weet ook nie hoe God homself aan Abraham bekend gemaak het nie, maar duidelik het hy God se stem gehoor en verstaan. Genesis 12. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham se naam sou beroemd wees dwars oor die aarde, en hy sou die instrument van seën wees vir baie mense, omdat die Here met hom sou wees waar hy ook al gaan. Asof al hierdie fisiese beloftes nie genoeg was nie, beloof God dat al die nasies op die aarde geseën sal word deur hom. Reg hier het Abraham geweet dat God van iets groters praat, want daar was geen manier op aarde waarop hy 'n bron van seën kon wees vir al die mense nie. Dis herhaling van die belofte aan Eva, dat 'n redder gebore sou word
wat die wêreld sou kom red van hulle sonde. Dit was deur hierdie beloftes wat God vir Abraham verander het vanaf 'n heidense afgodsaanbidder na 'n gelowige. Hy het Abraham se hart verander, wat gedink het dat 'n lewelose stuk klip sy God kon wees, aan wie hy bloed en offerandes moes bring. God wou vir Abraham iets veel beters gee, 'n verhouding met die lewende, ware God. Veronderstel Elon Musk kom vandag na jou toe en sê, ek sal jou $50 miljoen per jaar gee om die baas van my maatskappy te wees. Jy sal naweke afkry, jy kry 'n nuwe kar, 'n perfekte gesondheidsplan en 'n wonderlike pensioen. Wie sou nie die kans aangegryp het nie? Op dieselfde manier het die lewende magtige God aan Abraham verskyn en gesê, jou vrou sal 'n kind kry en jou naam sal groot gemaak word en jy sal 'n seun wees vir almal met wie jy te doen kry en die beloofde redder sal ook een van jou nageslagte wees. Hoe sou Abraham daarop reageer? Nee, dankie, ek sal eerder hierdie klip aanbid. Met hierdie beloftes het God Abraham se hart verander. Dit was nie eens nodig vir enige dreigemente nie. God is nie 'n mens nie, dat hy sommer so van gedagtes verander nie. God het dieselfde metode gebruik deur die eeue. Toe die tronkbewaarder van Filippi die apostels opgesluit het in die binneste sel en hulle voete vasgemaak het in houtblokke, het hy maar net gedoen wat hy nog altyd gedoen het met misdadigers. Maar wat het die apostels gedoen? Hulle liedere tot eer van God gesing. Toe hulle mede-selmaats vrygemaak word deur 'n aardbewing, het die tronkbewaarder bewend op die toneel verskyn. Die apostels het nie verwag dat hy hulle om verskoning moes vra nie. Daar is geen verpligtings op hom gelê nie. Hulle het bloot die goeie nuus van Jesus aan hom gebring en hom tot bekering gelei. Hy kon nie anders as om so God te aanbid, wat hom vergewe het en gesterf het in sy plek nie. Dis dieselfde manier wat God met jou ook te werk gaan. Hy kry jou nie in 'n klemgreep om die kop beet nie. Hy dreig jou nie met die woorde, jy beter dadelik 'n Christen word of ek rand jou aan nie. God het die evangelie van vergifnis en reiniging aan jou gebied en daarmee jou hart verander vanaf 'n heiden na 'n heilige binne 'n sekonde. Toe jy gerebelleer het teen God in jou jong dae, het God nie enige dreigemente gemaak nie. Hy het bloot sy hande uitgestrek en gesê, ek wil jou terug hê. Ek het vir jou gesterf. Hierdie verse kan seker die belangrikste verse in die hele Bybel genoem word. Alles wat hierna gevolg het, vloei uit hierdie groot belofte wat aan Abraham gemaak is. Dit volg die pad deur die Ou Testament tot by Jesus, tot by tot standkoming van die kerk in Handelinge en die belofte dat Jesus weer gaan kom. Abraham het onwaarskynlik so 'n lang prentjie gedagte gehad, maar hy het God geglo. Tot op daardie stadium was Abraham waarskynlik afgodsaanbidder en het hy geleef in 'n kultuur waarin afgode die norm was. Daar is nie eens die geringste teken in ons teks dat Abraham op die uitkyk was vir God nie. In een van die buitebybelse geskrifte, genoem Jasher, word daar die storie vertel van hoe Abraham sy pa se afgode vernietig het. Dit is waarskynlik geskryf in die middeleeue en die oudste kopie daarvan dateer uit Venesië in die jaar 1625. Meer as 3000 jaar na Abraham. 'n Engelse vertaling daarvan was egter 'n letterkundige vervalsing vanuit die 18de eeu, glo geskryf deur Jakob wat vir die eerste keer verskyn het in 1751. Hy het party van die afgode se koppe afgekap, ander se bene of arms, maar die grootste een het hy uitgelos. Toe sy pa Terah wou weet wie se handewerk dit was, het Abraham geantwoord, die gode het 'n geveg onder mekaar gehad. Die groote het die kleintjie stukkend geslaan. Terah het geantwoord, my seun, hoekom vertel jy my so ding? My gode kan nie veg nie. Hulle bene kan nie loop nie. Hulle het oë, maar kan nie sien nie. Hulle het ore, maar kan nie hoor nie. Daarop antwoord Abraham, nou pa, hoe is dit dan moontlik dat jy 'n God kan aanbid, wat nie kan hoor of sien of loop nie? Terah sy rebelse seun gegryp en hom oorhandig aan die afgodspriesters om geoffer te word. Gelukkig vir hom het 'n engel ingegryp en hom gered van die altaar af, waarna hy na Kanaan ontsnap het. Nou, dis 'n storie wat graag deur die Koran herhaal word, maar wat nie water gehou het om in ons Bybel te verskyn nie. Maar hoe dit ook al sê, God was op uitkyk vir Abraham. God het die inisiatief geneem. Partykeer hoor ons mense wat sê, ek het die Here gevind. Dit kan waar wees, maar eers moes die Here jou vind. Redding begin by God, nie by mense nie.
God is altyd die een wat die eerste tree neem. En dis hoekom die Bybel sê dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Het is nie asof die mensdom 'n komitee gevorm het en God gesmeek het om 'n plan te maak om in te gryp nie. Nee, terwyl ons nog sondaars was, het Christus alreeds vir ons gesterf. Op 'n manier kan mens Christus ook raak sien in hierdie eerste 3 verse van Genesis 12. Nee, jy sien nie sy naam nie, maar kyk so 'n bietjie na die laaste vers. Al die mense op aarde sal geseën word deur jou. Dis 'n ongelooflike groot belofte wat gemaak word. Hoe kan een man soos Abraham, wat meer as 4000 jaar geleef het, 'n seën word vir al die nasies op aarde? Matteus 1 gee reeds vir ons 'n wenk met die geslagsregister van Jesus. Jesus was die nageslag van Abraham. Abraham self was nie die seun nie, maar die hele wêreld sou geseën word deur een van sy nasate, wat 2000 jaar later in Bethlehem gebore sou word. Jesus sou deur sy kruisdood die pad oopmaak vir al die nasies om in die regte verhouding met God te kom. Dis hoekom mense hierdie verse die mees belangrikste verse in die hele Bybel noem. God vertel vir Abraham, ek gaan vir jou 'n stuk grond gee, ek gaan jou die vader van 'n groot nasie maak, en ek gaan die hele wêreld deur jou seën. Nou, Abraham het geen idee gehad hoe dit sou uitwerk nie, maar dit was nie nodig vir hom om dit te weet nie. Al wat hy van hom verwag is om dit te glo. Ons het die voordeel dat ons kan terugkyk oor die geskiedenis en kan raak sien hoe verbaasend hierdie belofte van God eintlik was. Ons weet meer van Abraham se roeping as wat hy self ooit van geweet het, want ons weet van Jesus wat in sy familielyn opgedaag het. Winston Churchill het glo gesê, "The farther backward you can look, the farther forward you can see." Abraham het waarskynlik nie die volle implikasies verstaan van wat God vir hom gesê het nie. Hy het die vaagste idee gehad wat God se woorde beteken nie. Kom ons gaan terug na die vers om te sien wat God alles van hom verwag het. Verlaat jou land, verlaat jou mense, verlaat jou vader se huishouding, gaan na die land wat ek vir jou sal wys. Abraham word gevra om alles prys te gee wat vir hom bekend was, net om God se stem te volg. Wat sou jy doen as jy in sy skoene was? Jy is dalk in die vleur van jou lewe, jy het 'n goeie beroep, jy het 'n goeie neseier, jy het 'n huis, jy het vriende wat jy van hou, jy het bure wat jou respekteer, jy is 'n waardevolle toevoeging tot die gemeenskap waarin jy woon. Jy weet jy het 'n goeie toekoms wat wink op die horison. Die laaste ding wat jy sou wou doen is om weg te trek en weer van voor af te begin. En tog is dit presies wat God van Abraham verwag. Hy moes alles agterlaat. Sy familie, sy vriende, sy land, sy huis, sy besigheid, sy sekuriteit, sy gemaksone. Ek wonder hoe daardie gesprek kon afgespeel het. Veronderstel dit het so geklink. Haai Abraham, dis ek God wat hier praat. Ek wil hê jy moet alles agterlaat en gaan na die land wat ek jou sal wys. So, en waar is dit nogal? As ek jou dit sou vertel, sou jy my in geval nie geglo het nie. Try me, sê Abraham. Sê maar, dit is so 1000 kilometer suid van hier, in 'n plek wat Kanaan genoem word. Nope, ek het nog nie van hy plek gehoor nie. Ek weet, maar weet jy nog wat? Wat? Ek gaan jou die pa maak van 'n groot nasie. Dis onmoontlik. Ek het nie enige kinders nie. Ag, moenie so worry of jou daaroor bekommer nie. Wat bedoel jy het ek nie myself moet bekommer nie? Vertrou maar net vir my. Abraham bedink dinge so bietjie en sê dan, laat ek sien of ek dit reg verstaan. U wil hê ek moet alles agterlaat, oor 'n woestyn trek na 'n plek wat ek nog nie eers van gehoor het nie, en daar die vader gaan word van 'n groot nasie? Dis reg. Is dit een of ander grappie? Nee. Wat moet ek vir my vrou vertel? Dis jou probleem. As expats wat alles moes oppak en verhuis in die buiteland, het ons nogal so 'n swempie van simpatie vir Abraham. Ons weet wat 'n geweldige ontworteling het was vir ons, hoeveel ons moes prys gee, wat het ons alles gewen het, maar ook wat ons alles verloor het. Om wortels uit te trek na enige nuwe plek sit nie sommer in enigiemand se skoene nie. Dis swaar om weer van vooraf te moet begin. Hebreërs 11 sê, omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het, om weg te trek, na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek, sonder om te weet waar hy sou uitkom. En dus soos het gaan met iemand wat 'n geloof lewe. Partykeer moet jy God op sy woord vat,
en 'n tree in die geloof neem. Geloof is om daai eerste tree te neem, selfs al sien jy nie alles vorentoe nie. Dis waar Abraham was. Hy het God geglo, maar steeds geen idee gehad oor hoe die toekoms sou uitwerk nie. Dit is seker een van die groot waarhede omtrent geloof. Jy sien dikwels nie hoe die groot prentjie gaan lyk voor jy die eerste tree gee nie. Selfs al dink jy weet hoe dinge gaan uitdraai, het jy eintlik geen idee nie. As God jou roep, verduidelik hy nie homself nie. Hy vertel jou net genoeg om aan die beweeg te kom in die regte rigting. Die res is alles in sy bekwame hande. En dit is net mooi hier waar ons iets besonders omtrent Abraham gewaar. God het hom geroep en hy het gehoorsaam. Hebreërs sê hy het gehoor gegee. Hy was gehoorsaam. Hy het gegaan. Hy mag dalk getwyfel het, maar hy het in elk geval gegaan. Hy mag dalk met God daaroor geargumenteer het, maar hy het gegaan. Hy mag dalk gewonder het hoe alles gaan uitwerk, maar hy het gegaan. Hy kon gerebelleer het. Hy was immers al 75 jaar oud, maar hy het gegaan. Hy het gedoen wat God gesê het, geen verdere vrae nie. Hy het geglo dat God vir hom sou sorg. Hy het geglo dat hy 'n kind sou hê. Die Here het nie net 'n verbaasende geloof in Abraham gewek nie, maar verstommende geloof. Sara, sy 65-jarige vrou, het hom ondersteun in sy besluit, en so is hulle weg by Haran met sy neefie en slawe en hulle families. Wanneer God vir jou roep, is die enigste aanvaarbare reaksie om gehoorsaam te wees en te gaan. Geloof is om gehoorsaamheid te kies, selfs al maak niks vir jou sin nie. Obedience is a choice between our limited knowledge and God's unlimited knowledge and power. 'n bekende busdiens het jare gelede geadverteer, ry met Greyhound en los die bestuur vir ons. Dis nie 'n slegte slagspreuk vir 'n lewe in geloof nie. Wanneer God roep, kom in die beweeg en laat die bestuur en bestemming aan hom oor. Ons moderne mense vlieg dikwels om te kom waar ons wil wees. Die dag as jy deur die lughawe loop, gee jou tassie in en hoop dat dit op dieselfde plek sal opdaag as waarheen jy gaan. Menig een van ons stel bagasie verloor op hierdie manier en nooit weer 'n haan daarna hoor kry nie. Tata my luggage. Maar wanneer jy self in die vliegtuig klim, gee jy ook beheer prys. Jy gaan nie die vliegtuig bestuur nie. Die loods is in beheer. Jy plaas jou lewe in sy hande oor en sit agteroor en geniet die vermaak op die skermpie, tesame met die etes wat bedien word. Jou werk is om te ontspan, terwyl die loods al die harde werk moet doen om jou te kry waar jy moet wees. Daar is nog 'n waarheid opgesluit in ons teks. Dit het te doen met wat sou gebeur as Abraham uiteindelik die beloofde land sou bereik. Sy reis het begin in Ur van die Galdeërs saam met sy pa tot by Haran, waar sy pa uiteindelik oorlede is. Daarna het hy nog honderde kilometers gereis via die ou antieke handelsroetes na Kanaan. Uiteindelik het hy gearriveer by 'n plek met die naam van Sichem, wat vandag geleë is in 'n gebied wat genoem word die Wesbank van Israel. Die Bybel voeg dan 'n onrusbarende feit by op hierdie punt. Daar het Kanaaniete in die land gewoon. Die plek was nie leeg nie. Dit was nie 'n leë plaas wat hy sou erf nie. Daar het ander mense gewoon. Die Kanaaniete was ook afgodsaanbidders. Toe Abraham dus in die beloofde land opdaag, is die eerste mense wat hy daar ontmoet, heidense afgodsaanbidders. Dit sou dien as herinnering dat 'n lewe in die geloof nie maklik is nie. Nie vir Abraham nie, ook nie vir jou en my nie. Maar presies op hierdie oomblik verskyn die Here weer aan hom en bevestig hy sy belofte om die land te gee aan Abraham se nasate. Dis het Abraham 'n altaar daar gebou en God daar aanbid. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sara, sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. En nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Toe het hy verder suid getrek en daar nog 'n altaar gebou tussen Bethel en Ai. En daar het hy die naam van die Here begin aanroep.
Spoedig sou hy weer aan die beweeg wees, suid in die rigting van die Negev woestyn. Uiteindelik sou hy gaan woon het in 'n plek met die naam van Berseba. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe versit. Abraham se eerste daad in die beloofde land was om 'n altaar te bou en daar vir God te aanbid. Dis belangrik, want dit wys dat geloof lei tot aksie, maar ook tot aanbidding. Dis 'n belangrike les om te leer. As ons 'n keuse gegee sou word, sou die meeste van ons eerder besig wees en iets doen, as om te stop en God te aanbid. Ek wonder of ons moderne mense nie te besig geraak het om nog tyd oor te hê vir aanbidding nie. Sou dit nie lekker wees om elke dag 'n ervaring met God te hê nie? God is nie die probleem nie. Hy is altyd gereed om jou te ontmoet, enige tyd van die dag of nag. Dikwels is die probleem by ons. Ons is te besig om God se stem te hoor. Ons hardloop so vinnig dat God omtrent moet skree om ons aandag te kry. Partykeer doen hy dit deur ons pyn of oppositie of siekte of teleurstellings. Dan skielik kan ons weer sy stem hoor. Dit hoef nie so te wees nie. God praat hard en duidelik genoeg vir enige luisterende oor om te hoor. Abraham was maar 'n afgodsaanbidder in Ur en Haran, maar toe hy met God te doen kry, raak hy 'n aanbidder van die ware God. God het hom geroep, hy het gehoorsaam gereageer en uitgestap in die geloof, al het hy nie eens geweet waarna toe hy trek nie. Toe hy daar aangekom het, het hy God aanbid. Dis nogal 'n patroon vir die lewe van geloof. God roep, ons reageer, ons stap uit in geloof, ons arriveer en dan aanbid ons God as ons daar aankom. As kinders het ons die liedjie gesing, Father Abram had many sons had Father Abram. I am one of them and so are you, so let's just praise the Lord. Dis goeie teologie in 'n paar eenvoudige woorde. Hy is die vader van almal wat lewe deur die geloof. Ek en jy is kinders van Abraham as ons uitstap in geloof en God se roepstem gehoor gee. God se roepstem is dieselfde vir elke persoon. Hy roep jou om weg te draai van jou sonde en om Jesus Christus te vertrou as jou redder. Hy roep jou om jou ou lewe te verlaat en na Jesus te kom net soos jy is. Die nuwe lewe wat jy soek begin die oomblik as jy ja sê vir Jesus. Die grootste avontuur wat jy ooit in kan beland, begin die oomblik as jy ja sê vir God se roeping op jou lewe. En Moody het eendag geskryf, Some say faith is the gift of God. So is the air, but you have to breathe it. So is bread, but you have to eat it. So is water, but you have to drink it. Geloof beteken om God op sy woord te vat en dan die bekende agter te laat vir die beloofde land. Die grootste avontuur wat jy ooit sal beleef, begin die oomblik as jy ja sê vir God se roeping op jou lewe. God vra niks meer van jou as hy van Abraham gevra het nie, naamlik dat jy sy woord sal glo en daarop sal reageer. Jy kan ook antwoord, maar my geloof is swak. Ja, ek is seker dit is, maar God is sterk. As jy jou hand in God se magtige hand plaas, sal hy jou lei tree vir tree. As jy sê, maar ek kan nie sien waar ek heen gaan nie, moenie vrees nie. Die alsiende God het jou koers bepaal en hy sal jou lei na die beloofde land. God roep jou. Is jy gewillig om ja te antwoord? Here, leer vir my wat dit beteken om te luister na u stem. Doen wat dit ook al gaan kos om my spoed te breek sodat ek weer u stem kan hoor. Geef vir my die genade om te vertrou en gehoorsaam te wees. So baie keer betwyfel ek u teenwoordigheid en as ek bang om te volg waar u my heen lei, herinner my weer 'n keer daaraan dat die veiligste plek om te wees is binne die sentrum van die wil. Stroop my vertroue in die dinge van die wêreld, sodat my sekuriteit alleen in u sal wees. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.